Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, dankbaar vir God se getrouheid. Ons is dankbaar dat God getrou is. Ek nooi u om die hoofstuk te gaan lees in 2 Kronieke 20. En ons lees daar van die kinders van Moab en die kinders van Ammon en die kinders van die Meoniete en hulle het in hulle menigte teen Juda opgetrek. Ons lees dat Josafat die hele volk oproep om die Here te soek. En Josafat erken in ootmoedige gebed dat hulle magteloos is, maar dat hulle oë op God gerig is vir 'n uitkoms in hulle nood. Ons lees ook hoe die Here hulle antwoord in 2 Kronieke 20 vers 14 en 15. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, en hy het gesê, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Hierdie verhaal leer ons dat ons deur geloof God se beloftes kan aangryp. Die sangers het uitgetrek voor die leer en die Here geloof. Ons lees dat die Here die vyandige leers verwar het, sodat hulle mekaar uitgedelg het sonder dat Juda 'n vinger verroer het. As die stryd aan God behoort en ons aan sy kant staan, is ons verseker van die oorwinning. Want dit is die geloof wat die wêreld oorwin en ons meer as oorwinnaars maak deur hom wat ons liefhet. God sê nog steeds vir ons vandag, net soos vir Josafat van ouds, om op hom te vertrou. God is getrou en wanneer ons in afhanklikheid voor hom gaan staan, stel hy ons nie teleur nie. Ons lees immers in Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en nie waar maak nie. Ons lees ook in Deuteronomium 7 vers 9. Jy moet dan weet dat die Here jou God is. Die getroue God wat die verbond van die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Kom ek vra jou, benodig jy vandag 'n deurbraak in die werksplek, in jou finansies, in jou huwelik, in jou gesondheid, in jou verhoudings? Luister dan weer na die belofte in Jesaja 43 vers 18 tot 21. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Die wilde diere van die veld sal my eer, die jakkalse en die volstruise, want ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis, om my volk, my uitverkorene, te laat drink. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. God kan vir ons in die woestyne riviere laat ontspring, terwyl ons met nuwe hoop die toekoms tegemoet stap. Kom ons dank hom vir sy getrouheid en hou op om in ons eie mag en krag te veg, sodat hy namens ons die oorwinning kan bewerkstellig en ons eer hom vir wie hy is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u getrouheid. U is almagtig en daar is niemand soos u nie. Here, help my om in my woestyne my oë op u te hou met die wete dat u aan my kant is en ook namens my veg. Help my ook om met wysheid en in gehoorsaamheid in elke situasie
op te tree. Here, ek vra dit in die naam van ons koning Jesus Christus. Amen. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.